Die brief van Jakobus. As jy na die Grieks kyk, sal jy sien dat sy naam Jakobos is, wat 'n vertaling van die Hebreëse naam Jakob is. En dis waarom meeste antieke en moderne vertalings sy naam as Jakobus weergee. Nou daar is baie Jakobusse in die Nuwe Testament. 2 van hulle behoort aan Jesus se binnekring van die 12 disippels, maar hierdie brief kom van die Jakobus wat Jesus se halfbroer was. Ons het die verhaal van hierdie Jakobus leer ken in die boek van Handelinge en van Paulus se briewe. Nadat Petrus van Jerusalem al weggegaan het om nuwe kerke te stig, het Jesus se halfbroer Jakobus 'n sterk leier in die moederkerk in Jerusalem geword, wat meestal uit messiaanse of Christelike Jode bestaan het. Dit was die eerste Christelike gemeenskap ooit, en ons weet dat dit moeilike tye beleef het gedurende die 20 jaar toe Jakobus hulle leier was. Daar was hongersnood wat tot groot armoede in die gebied gelei het, en hierdie messiaanse Jode is deur Joodse leiers in Jerusalem vervolg. Maar deur dit alles was Jakobus 'n steunpilaar in die Jerusalemse kerk. Hy was ook bekend as vredemaker wat met wysheid en moed gelei het totdat hy tragies vermoor is. En in hierdie boek het ons die nalatenskap van Jakobus se onderrig en wysheid saamgevat in 'n kort en baie kragtige werk. Die boek begin soos 'n brief. Hy groet al die messiaanse Jode wat buite die grense van Israel woon. Maar dit lees nie soos een van Paulus se briewe nie, waar hy spesifieke probleme in een plaaslike kerk aanspreek. Hierdie boek is eerder 'n opsomming van Jakobus se wysheid vir enige en elke gemeenskap van Jesus se volgelinge. En Jakobus se doel is nie om iemand te onderrig met nuwe teologiese inligting nie. Hy wil eerder na jou dag-tot-dag lewe kyk en jou uitdaag oor hoe jy dit leef. Jakobus se wysheid is sterk beïnvloed deur 2 bronne. Die eerste is Jesus se onderrig oor die lewe in die koninkryk van God, veral uit die bergrede, wat hy konstant ekho en aanhaal in die boek. Die tweede belangrike invloed is die Bybelse wysheidboek Spreuke, veral die gedigte in Spreuke 1 tot 9. Jakobus het letterlik saam met Jesus en die boek van Spreuke groot geword. En nou klink sy eie onderrig ook so. Dit dra die stempel van hulle taal en beeldspraak. Die boek bestaan uit kort, uitdagende wysheidstoesprake, wat vol metafore is en maklik om te onthou eensinspreuke. En in essensie roep Jakobus die messiaanse gemeenskap op om waarlik wys te word deur volgens Jesus se opsomming van die Torah te lewe, om God lief te hê en vir jou naaste lief te wees soos jouself. Die hoofgedeelte van die boek is in hoofstukke 2 tot 5, wat bestaan uit 12 kort stukke onderrig wat God se mense oproep tot deelhartige toewyding aan die weg van Jesus. En almal tesame ontwikkel nie een hoofidee op 'n lineêre manier nie. Elke stuk onderrig staan op sy eie en sluit af met 'n treffende eensinspreek. Maar al hierdie dele is deur herhalende sleutelwoorde en temas gekoppel wat fantasties werk. Die hoofgedeelte begin met 2 stukke onderrig. Eerstens oor voortrekkery en liefde. Jakobus wys hoe ons geneig is om mense voor te trek wat ons kan bevoordeel en hoe ons mense afskeep wat nie kan nie, gewoonlik omdat hulle baie behoeftig is. Jakobus sê, dit is die teenoorgestelde van hoe Jesus liefde gedefinieer het. Hy gaan voort om te wys wat ware geloof is en wat dit nie is nie. So as iemand sê dat hulle in God glo, maar mense wat behoeftig of arm is afskeep, sê hy hierdie persoon se geloof is dood. Hulle dade verraai wat hulle sê hulle glo. En ware geloof loop altyd uit op gehoorsaamheid aan Jesus se onderrig. Nou regdeur die boek kry ons 3 verskillende plekke waar Jakobus Jesus se eie onderrig oor ons woorde uitpak. Met dieselfde mond veroorsaak ons pyn aan ander mense en dan gaan loof ons weer God, so verkeerd. En ons veroordeel ook mense en praat sleg van hulle agter hulle rug. En ons is ook almal geneig om die waarheid te verdraai tot ons eie voordeel. Hoe ons oor ander mense praat, is 'n venster tot ons harte en ons kernwaardes. Ons woorde wys ons ware karakter. Jakobus glo ook dat God se koninkryk gemeenskap, soos Jesus geleer het, die tipe plek is waar die skeiding wat deur rykdom en sosiale status veroorsaak word, afgebreek word. Hy waarsku eerstens oor die arrogansie wat rykdom in mense kan veroorsaak, wat glo dit sal altyd daar wees.
Hy sê, nee, julle rykdom sal eendag verrot, net soos jy. In teenstelling hiermee moet God se mense lewe met geduld en hoop op Jesus se terugkoms, wat alle dinge sal regmaak, en dit behoort die inspirasie te wees vir 'n geloofslewe vol gebed. Hierdie gedeelte in die boek, al hierdie stukke onderrig, dit is so kragtig en daar is baie meer as waarvoor ons tyd het in hierdie video. Maar regtig, lees dit alles en doen dit deeglik. Nou voor hierdie 12 stukke wysheidsonderrig is die inleidende hoofstuk. Dis 'n vloeiende stroom van wysheidsonderrig en eens in Spreuke wat ontwerp is om die hoofidees van die hele boek op te som. Hierdie hoofstuk stel jou eintlik bekend aan al die sleutelwoorde en temas wat jy in hoofstukke 2 tot 5 gaan teekom. Jakobus begin deur te sê dat hy uit ondervinding weet die lewe is moeilik. Hy was per slot van rekening gemartel, nie lank nadat hy hierdie brief geskryf het nie. Maar hy glo dat lewensbeproewinge en swaar kry eintlik soos vreemde geskenke is wat volharding kan kweek en ons karakter vorm. God kan wonderlike werk binne ons doen te midde van die lyding en help ons om perfek en heel te raak. Nou daardie woord perfek is regtig belangrik vir Jakobus. Hy herhaal dit 7 maal in die boek. In Bybelse Hebreëus en Grieks verwys hierdie woord na heelheid. Dit beteken om 'n heeltemal geïntegreerde lewe te lei, waar jou aksies altyd ooreenstem met die waardes en geloof wat jy van Jesus ontvang het. Jakobus weet, die meeste van ons lewe eintlik as stikkende mense met groot teenstrydighede in ons karakter. Ons is almal meer vol krake as wat ons wil erken. God is egter op 'n missie om stikkende mense te herstel, om hulle heel te maak. En dit begin met wysheid, die vermoë om my swaar kry vanuit 'n nuwe perspektief te sien. God sal hierdie tipe wysheid vrygewig uitdeel aan mense wat in geloof daarvoor vra, sonder om God se karakter in twyfel te trek. En as ons besef hoe nederig en broos ons voor God is, word ons gedwing om te kies tussen angs en vertroue. En ware wysheid beteken om te kies om te glo dat God goed is ten spyte van al my omstandighede. As dit dus armoede is wat my tot moeilike tye in die lewe dryf, sê Jakobus, probeer om dit alles as gawe te beskou, wat jou dwing om jou vertroue volkome op God te stel. En buitendien, rykdom is vlugtig. Dit gaan alles vergaan soos veldblomme in die somerhitte. Wanneer ons dus moeilike tye beleef, moenie God blameer nie. Laat jou omstandighede jou eerder leer wat Jesus jou oor God se karakter geleer het, dat die Vader vergewig is, dat hy daar is om ons in ons pyn te ontmoet en dat ons hom kan vertrou. Dit is hierdie God wat deur Jesus vir ons 'n wedergeboorte gee, om 'n nuwe soort mens te word wat hulle lyding in die oë kan kyk met totale vertroue in die Vader, net soos Jesus dit gedoen het. En hierdie nuwe menslikheid is iets wat ons ontdek as ons nie net na God se woord luister nie, maar ook doen wat dit sê. Jakobus noem God se woord hier die perfekte Torah van vryheid. Hy verwys hier na die grootste gebod van die Torah wat na ons toe gekom het deur Jesus, dat hy ons vrygemaak het om God en ons naaste lief te hê. En Jakobus wys prakties hoe daai tipe liefde lyk. Dit beteken om met ander mense te praat op 'n vriendelike en liefdevolle manier. Dit beteken om die armes te bedien en dit beteken om met heelhartige toewyding aan God alleen te leef. Jy kan nou sien hoe hierdie inleidende hoofstuk al die sleutelwoorde en idees bevat wat meer in diepte in die 12 stukke onderrig van hoofstuk 2 tot 5 verken word. Jakobus het homself in die wysheid van Jesus en die Spreuke verdiep. En hy het vir ons 'n groot geskenk in hierdie boek van sy eie wysheid gegee. Dit is 'n pragtig gemaakte hou in die maag wat jou wind uitslaan vir diegene wat Jesus wil volg. En dis waaroor die boek van Jakobus gaan.